Hoe ons dink, bepaal hoe ons leef. En wat ons doen, hoe ons optree in situasies, alles gaan oor hoe ons dink. En baie keer dan gaan ons brein en ons hardloop in anxiety in en ons word angstig en ons weet nie lekker wat om te doen nie. Baie keer word ons verskriklik negatief en reflekteer in hoe ons optree. Baie keer is die eie ek belangriker en dit teer direk oor hoe ons optree teenoor ander mense. En dan partykeer word ons net dood eenvoudig victims. Ons word slagoffers en ons leef 'n slagoffer lewe. Ons weet dat die woord van die Here sê vir ons, I did not give you a spirit of fear, but a spirit of power and of love and of sound mind. Met ander woorde gesonde verstand. Die Afrikaans sê ons 'n bietjie anders. Met ander woorde, ons het 'n gesonde verstand en ons kan regtig ons lewens so 'n bietjie verander. Maar dan moet ons gedagtes ook verander. Ons gedagtes moet so word dat dit 'n positiewe invloed op ons lewe kan hê. Romeine 12 vers 2 leer ons, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle denke verander sodat julle kan weet wat hy wil hê, naamlik wat reg is, wat vir hom aanvaarbaar is en wat vir hom volmaak is. Dan lees ons Efesiërs 4 vers 23 en 24 wat sê, julle gees en gedagtes moet nuut word. Trek die nuwe lewe aan wat geskep is na die beeld van God, 'n lewe van ware gehoorsaamheid aan hom en in heiligheid. Filippense 4 vers 8 sê vir ons, laastens broers en susters, rig julle gedagtes op dit wat waar, edel, reg, rein, mooi en lofwaardig is. Dink aan alles wat prysenswaardig is. Met ander woorde, ons hoef dit ook nie eers self te doen nie. Ons kan bid dat die Here ons gedagtes vernuwe, dat die Here ons manier van dink verander. Ons moenie dieselfde lyk as hierdie wêreld nie. Ons moenie oorgee aan revenge nie. Ons moenie oorgee aan selfverheerliking nie. En ons moenie oorgee aan die losbandigheid van hierdie wêreld nie. Ons moet anders dink. Ons moet op 'n goddelike manier dink. Die Bybel is baie ernstig daaroor. En as ons toelaat dat die Heilige Gees ons gedagtes verander, dan gaan ons nie bang word nie, maar ons gaan vertrou op God dat sy doel in ons lewe reg is. Ons gaan nie negatief raak nie, maar ons gaan ons gedagtes verander deur aanbidding en deur worship. Ons gaan nie die eie ek eerste stel nie, maar ons gaan nederig bly. Ons gaan nie slagoffers of victims wees nie, maar ons gaan weet dat ons sterkte kom van God af en dat ons verlede ons nie define nie, verskoon die Engels. En dan, as ons net doodgewone mense word, sal ons weet dat ons het 'n keuse om God te dien en daardeur verander word. As ons gedagtes verander, dan verander dit ons brein. Dit verander die manier wat ons dink. As ons nuwe gedagtes dink, maak dit dat ons brein gesonder word. As ons hierdie nuwe gedagtes dink, kan ons, soos die Engelsman sê, 'n trailblazer wees. Ons kan verandering te werk bring deur self anders te dink. En as ons anders dink, verander alles in ons lewe. Jy kyk heeltemal uit 'n ander oogpunt na dinge. As jy die Heilige Gees toelaat om jou gedagtes te vernuwe, sodat God se heerlikheid en God se werklikheid eerste in jou lewe is. Hemelse Vader, ons kom vanmôre en ons kom bid vir 'n vernuwing van ons gedagtes. Ons kom bid dat U vir ons sal help om uit 'n ander oogpunt na die wêreld te kyk. En laat ons lewens so verander word, Here, dat mense sal stil staan en sal sê, wat het gebeur? En dat ons dan kan sê, ons God het ons gedagtes kom vernuwe. Ek is nie meer dieselfde nie, ek dink nie meer dieselfde nie, want my God bepaal my gedagtes. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.